Goeiedag, ons het die voorreg om die woord van die Here oop te maak en te hoor wat hy vir ons sê. Ons gaan lees uit Johannes 3 vers 16 tot 21 en om ook bietjie te gaan kyk vanuit daardie gedeelte en ook ander gedeeltes. Wat is die betekenis van die koms van Jesus Christus in hierdie wêreld? Die koms van Christus na hierdie wêreld en jou reaksie daarop is bepalend in hoe jy in hierdie wêreld gaan leef, maar ook hoe jy hierdie wêreld gaan verlaat. Die afspraak, daardie afspraak wat niemand maak nie, maar wat almal voor opdag, is jou dood. Niemand weet wanneer dit gaan wees nie. Hulle kan nie 'n afspraak maak nie en tog is almal die sekerheid dat iewers gaan hierdie aardse bedeling ophou. En wat jy in daardie tyd van jou dood en die sterwe gaan beleef, word grootliks bepaal deur die betekenis van die koms van Christus na hierdie wêreld en jou reaksie daarop. Of jy daardie betekenis daarop gereageer het en dit omhels het en geleef het. Daar was 'n vrou wat vir baie jare sterwensbegeleiding gedoen het en sy het navorsing gedoen en artikel geskryf oor 5 dinge waaroor mense spyt is aan die einde van hulle lewe. Nou, dit was nie noodwendig uit 'n Christelike perspektief geskryf nie. Maar sodra mens dit hoor, dan mens mens moet dink oor waaroor gaan jy spyt wees, maar die betekenis van die koms van Christus na hierdie wêreld toe bepaal grootliks die maatstaf waar jy kan bepaal, gaan ek in vrede sterf en in vervulling sterf, of gaan ek spyt wees op my sterfdag. Die maatstaf om dit te bepaal word grootliks bepaal deur die koms van Christus na hierdie wêreld. Die koms van Christus na hierdie wêreld toe, maar ook juist die koms van Christus in jou eie hart deur geloofsomhelsing. Dit is bepalend vir die lewensdoel en die lewensbetekenis. Mense vir wie Christus se koms nie maar bloot net 'n historiese gebeurtenis is nie, maar eerder 'n koms is van die ware lewe ook in hulle eie harte. Se beoordeling van die lewe is anders as mense wat nie die Here ken nie. Hulle prioriteite sal anders wees en hoe hulle terugkyk op hulle sterfdag, hoe hulle terugkyk na hulle lewe sal anders wees. En daarom, wat sê die Bybel oor vervulling en lewe en waar dit vandaan kom? En daarom kom ons lees Johannes 3 vanaf vers 16, die bekende. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Die grootste ingrype in die bestaan van die wêreld en in ons lewens is die feit dat Christus homself verneder het om na hierdie aarde toe te kom, om mens te word. Dit is genade dat Christus as mens gekom het na hierdie wêreld, om in ons plek die straf te dra, om ons oordeel op hom te neem, om die vyand te verslaan, om die oorwinning te behaal, sodat ons 'n ware lewe mag omhels deur geloof in hom. En dit is dan nou Kerstyd. Winkels is vol versierings en almal, nie net Christene nie, maar ook ander, koop dinge vir mekaar en eet lekker en baie mense probeer jy's goeie familietyd te hê en is alles goed. Maar sekerlik, as ons praat van ontnigtering en waaroor jy gaan spyt wees op die dag van jou dood, is sekerlik dit. Die ding waar die meeste spyt waaroor mense die meeste spyt sal wees, is dat hulle Kersfees gevier het, sonder dat Christus ook 'n koms in hulle eie harte was. Dat hulle Kersfees uiterlik gevier het, sonder om die betekenis te verstaan
te omhels en te leef. Christus is nie maar bloot net gebonde aan Kerstyd nie. Christus is nie maar 'n prentjie in die krib, 'n Kersfeesviering wat net sekere tye van belang is en na die voorgrond toe kom nie, maar dit is 'n persoonlike Christus se koms na die aarde toe gaan oor 'n persoonlike verhouding op die ou end met hom. En dat jy in daardie verhouding leef en dit uitleef na die wêreld rondom jou. Ja, en Christus se koms na hierdie aarde en wat hy hier kom doen het, kan jy die sekerheid hê dat jy deur geloofsomhelsing daarvan 'n ware lewe het, 'n nuwe lewe het, 'n identiteit het wat jy van God ontvang en inderdaad ander lewensdoelwitte het as iemand wat nie die Here ken nie. As ons die koms van Christus regtig verstaan, die ware lewe omhels, leef uit God se genade en leef as eiendom van die Here, dan is Kerstyd nie net 'n tyd om opgewonde in dankbaarheid fees te vier oor God se genade nie, maar dan is Kerstyd juis ook om na te dink hoe die koms van Christus my lewe, my lewensdoelwitte, my prioriteite, my lewensfokus bepaal. Dit gaan eintlik maar oor daai ou prentjie van, daar's baie goed in jou lewe, daar's werk en daar's kultuur, of daar's skool, of daar's sport, of daar's 'n kerk en selfs godsdiens, en selfs Christus. Maar wat staan in die middel? Want so baie keer hier in die middel staan die eie ek. As die eie ek nog in die middel staan, dan kan Christus dalk deel van jou lewe wees. Dalk 'n belangrike deel, maar net 'n deel van jou lewe. Eintlik moet dit wees wat Galasiërs ook sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus staan in die sentrum, en vanuit hom is my skool, my werk, my kultuur, my kerk, alles word bepaal deur die heerskappy en die koningskap van Christus wat gekom het vir jou en vir my. En dit is interessant tog, hoe mense op hulle sterfbed, wanneer al die frilletjies en die dingetjies verdwyn, tog die lewe anders beoordeel, soos vir daardie vrou wat navorsing gedoen het oor sterfbegeleiding, dat hulle dinge anders beoordeel as wat hulle gehad het toe hulle nog die illusie gehad het dat hulle in beheer is en dat hulle lewe nog voor hulle lê. En in daai artikel wat sy geskryf het, en ons gaan so 'n bietjie daarna verwys, of eintlik maar meer 'n perspektief, 'n Bybelse perspektief eerder daarop gee. Want volgens die artikel gaan dit oor mense wat spyt dat hulle volgens die verwagting van ander mense geleef het, nie getrou was aan hulle self nie, dat hulle te hard gewerk het in hulle beroep, dat hulle nie gevoelens gewys het nie, en dat hulle nie genoeg by vriende uitgekom het nie, kontak met vriende gehad het nie, en dat hulle self nie toegelaat het om gelukkig te wees nie. Maar as mens hierdie dinge hoor, ja, dan dink mens, ja, dis waar, en dit is sekerlik. Ons moet dink, maar vir ons as Christene is die beoordeling van die lewe word bepaal vanuit die koms van Christus na hierdie aarde toe. Daar's 'n ander perspektief waarmee ons die lewe beoordeel. En hierdie perspektief kom vanuit die koms van Christus. Selfs net die kernding daarvan, dat dit gaan nie oor jou nie. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe. En dan het nie oor hom gegaan nie, maar hy het homself ter wille van ons, het hy homself gegee. Filippense 2 praat daarvan dat hy homself verneder het om na die aarde toe te kom en homself verder verneder tot in die dood aan die kruis. En hierdie woorde van minder maak is juis die betekenis daarvan wat daar gebruik word, is om jouself leeg te maak. Dit gaan nie oor jou nie, dis ter wille van iemand anders. So met ander woorde, selfs ja, sal ons sê, so wat die artikel ook sê, ja, jy moet jou nou nie laat leef deur wat ander mense van jou verwag nie. Maar aan die ander kant kan jy ook nie jou laat leef en laat lei deur wat ek wil hê en my drome en my ideale en wat ek graag wil wees nie. Maar moet ek my laat lei deur wie ek in Christus is. Hy wat my na die aarde toe gekom het sodat ek iemand in hom kan wees. En daarom is die beoordeling vir 'n gelowige oor sy lewe ook, is nie maar bloot wat mense van my verwag, of wat my groot lewensdrome was. Wat is die roeping wat ek ontvang vanuit my verhouding met God? Wat is die roeping wat ek het, wat ek moet leef, tot eer van God,
in die vervulling van die opdrag wat hy vir my gee binne hierdie verhouding. Het is interessant dat Paulus aan die einde van sy lewe in Filippense, dan skryf hy nie en sê, ja, ek het die wedloop voltooi en ek het al my drome geleef en my ideale nagestreef nie. Dis nie wat hy sê nie. Daar staan in 2 Timoteus, ja, dis eintlik 2 Timoteus 4, vers 6, ek het nog gesê Filippense, dis eintlik 2 Timoteus, waar hy sê, wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegee. Die tyd van my dood is voor die deur. Dis die einde van sy lewe. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig eindtyd volgehou. Dit is die maatstaf. Eindtyd gelowig volgehou. In verhouding met Christus geleef. My roeping as kind van God geleef. Ja, wanneer ek glo in die een wat vir my na die aarde toe gekom het, wanneer die boodskap van Kersfees my lewe definieer, dan is ek inderdaad nie die slaaf van die ek is nie 'n slaaf van die ander mense se verwagtinge en mense se opdragte, maar ek is inderdaad ook vry van 'n eie ek en 'n eie menslik gedefinieerde doelwitte en drome wat ek vir my stel. Ek vind my identiteit, my lewensvervulling en my identiteit in Christus, binne die roeping wat ek van God ontvang het. En daaruit volg juist dat wanneer ek my lewe in geloof wanneer ek my lewe in geloof in Christus leef, dan sal ook daar 'n sekere balans in my lewe wees. Nou, jou aardse werk, jou beroep, is deel van jou roeping as kind van God. Maar as hierdie aspek my hele lewe in beslag neem, so asof my werk, my beroep, my lewe bepaal, dis net nie waar nie. Dat my lewe word bepaal deur die feit dat ek 'n verhouding met God kan hê, omdat Christus na hierdie aarde toe gekom het. Christus gekom sodat hy my lewe kan wees. En van hierdie lewe waarvan hy my lewe is werk en beroep eintlik maar net 'n deeltjie. Daar's ook ander dinge, huwelik en kinders, nood aan te spreek, evangelie uit te dra, is net 'n deel van ons goddelike roeping voor die Here. En wanneer Christus se koms ook 'n koms in my eie hart is, dan gaan ek tydens my lewe op aarde, gaan ek dinge wat nie wesentlik belangrik is nie, wat nie deel is van 'n goddelike roeping nie, wat eintlik in die koninkryk geen effek het nie, sal ek uitsny en nie doen nie, sodat ek die werklike belangrike dinge voor God kan doen. So ja, ons gaan ook nie as kinders van God net moet leef van dit wat ander mense van ons verwag, maar ook nie wat ons eie ek vir ons sê ons moet leef nie. Ons gaan leef en ons moet leef vanuit die kunskap wat ons van God ontvang, omdat Christus mens geword het hier op aarde. En is ook wat Jesus Christus self doen in Johannes 17. Dan bid hy tot die hemelse Vader, tot sy Vader, en dan sê hy, ek het die werk voltooi wat U my gegee het om te doen. Dit is so 'n besondere vers, dat die Here sê, ek het die werk voltooi wat U my gegee het. Hy het nie alles gedoen nie. Daar was nog baie mense wat hom nie geken het nie, en tog het hy die werk voltooi. Met ander woorde, dit wat hy voor na die aarde toe moes kom, het hy gedoen. En so is dit met ons elkeen, is dat ons het 'n unieke roeping wat God vir ons gee. Ons gaan nie alles doen, maar daai unieke roeping wat God vir ons gee, daai taak wat die Here vir ons gee binne ons menswees, ons gesinge, ons kultuur, ons omgewing, ons dorp, ons kerk, ons beroep, daai roeping moet ons leef en voluit leef tot eer van sy naam. Dis wat Efesiërs 2 ook sê God het ons gemaak wat ons nou is in Christus, het hy ons geskep en ook herskep, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hy bestem ons vir bepaalde goeie dade, bepaalde roeping wat hy vir ons gee. En dalk is hierdie vakansietyd, waar baie mense vakansie het, ook 'n herdinktyd. Dalk is hierdie Christus gefokustyd rondom Kersfees, juis 'n tyd om te vra na die roeping wat kom vanuit die koms van Christus, waar ek 'n verhouding met God kan hê, en wat is my roeping daaruit? Dalk is dit juis die tyd om te gaan vra na God se roeping in my lewe, in die geheel van my lewe, beroep, gesin, gesondheid, uitdra van die evangelie. En om te gaan vra, jaag ons dalk na goed wat sinloos is. Het ons nie nodig om meer te fokus op dit wat werklik ewigheidsbetekenis het. En ons weet al hierdie dinge. maar wanneer en hoe gereeld gaan sit ons stil by God en dink ons oor dit en bepaal ons prioriteite. Ons is dikwels so besig om die rotteresies te hardloop dat ons nie tyd kry om uit die rotteresies te klim nie.
En miskien gee Kerstyd met hierdie fokus van Christus wat kom, sodat ons aan hom kan behoort, sodat ons vir hom kan lewe. Miskien is dit juist die tyd wat ons moet gebruik om na te dink oor die lewe wat God vir ons gee. Oor die roeping wat God vir ons gee in die geheel van ons lewe. En nou hoef ons nie te hardloop agter elke skree en agter elke ding wat iemand ons wil manipuleer of vra om dinge te kan doen nie. Ons is produkte van God se genade in Christus wat vir ons kom sterf het. Ons is produkte van die roeping wat God vir ons gee. Miskien ook 'n verwysing na dat met die koms van Christus is daar herstel in verhouding. Deur die koms van Christus het ons 'n herstel in ons verhouding met God. Maar ons verhouding met God moet ook oorvloei in herstel en in groei van verhoudinge onderling. Lees Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, waar dit gaan oor die liggaam van Christus en die interafhanklikheid, die noue verbondenheid, veral dan in besonder tussen gelowiges. Maar as ook die opdrag van Christene, in Romeine 12 vers 18, dat jy in vrede moet leef in verhoudinge met alle mense, sekerlik op 'n ander vlak, maar dat jy in verhoudinge ook het met alle mense. So vir Christene is vriende en verhoudinge en dieper gesprekke en om jou hart te deel met iemand, is meer as net iets wat, is nice. Dis vir Christene is dit gewortel in die versoening wat bewerk is deur die koms van Christus na hierdie aarde toe. En daarom gaan ons ook in 'n dieper verhoudinge groei, selfs ook in hierdie tyd. Daarom gaan ons leef met ons verstand, met ons rasionele, met ons emosies, wat ons hart wat ons soms moeilik deel, maar ook met ons dade gaan ons leef nie net in 'n verhouding met God nie, maar ook in verhouding met mekaar. 'n Rasionele, maar ook emosie wat oorgaan in dade. Verhouding met God, dit moet uitkom in verhouding met God, maar ook in verhouding met mekaar. Dit is wat Kersfees ook vir ons sê, is dat hierdie verhouding wat ons met God het, moet inloop in die verhoudinge rondom ons. En dalk is hierdie tyd waar ons juist in besonder daaroor nadink en geleentheid het familietyd. En dit ook gaan vir ons oor die herstel, die opbou, die uitbou van verhoudinge, die verdieping van verhoudinge, omdat Christus die samebindende faktor in ons lewens is. Ons leef in 'n wêreld van elkeen vir homself. 'n Wêreld waar mense dalk fisies saamleef, maar in hulle menswees afgehok is van mekaar. Eie hokkies waarin jy leef, selfs al is jy binne dieselfde ruimte. Mag Kersfees, mag hierdie Kerstyd, juis Kerstyd wat gefokus op die versoening wat Christus vir ons bring, mag dit gefokus wees om ook ons verhoudinge onderling tot 'n dieper vlak te bring. Dat ons dieper kontak sal hê, dat daar versoening kan kom in verhoudings. Want dis ook waarvoor Christus gekom het. En dan laastens, mense, in 'n artikel sê mense ook, hulle spyt hulle lewe meer geniet het nie, maar is weer eens, dis eintlik baie keer van het 'n sekere hoek geskryf, maar vir ons as Christene, is dit ja, natuurlik, ons moet ook die lewe geniet, miskien doen ons dit te min, maar ons moet besef, die ware bron van vreugde, lê nie in die dinge daar, in die wêreld, en die dinge wat ons doen, die ware vreugde, die bron van vreugde, lê juist daarin, dat Christus inderdaad vir ons na hierdie wêreld toe gekom het, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Dis die bron van vreugde, en ons kan daaruit leef, in hierdie wêreld, waarin ons vir nou tydelik lewe. Filippense 4 sê, wees bly, dis die opdrag, wees bly, maar wees bly in die Here. En die koms van Christus na hierdie wêreld toe, die koms van Christus in ons eie hart, gee vir ons die bron van vreugde. In so 'n mate dat al die ander staf, al hierdie sorge van hierdie wêreld eintlik behoort te verklein en te verdof op die agtergrond. En daarom kan ons dit ook geniet in hierdie wêreld, want ons bron van vreugde lê nie in die omstandighede nie, maar in die koms van Christus na hierdie wêreld toe, ter wille van jou en van my. Ons hoef nie so vasgevang te raak in die sorge en die dinge van hierdie lewe nie. Al die goed waaroor ons soms so dikwels ons bekommer en moeite oor maak, is eintlik nie wesentlik. Christus se koms het die angel van die lewe en die dood uitgehaal. Die sondedood is oorwin. Ja, ons is nog hier in 'n gebroke wêreld,
Maar die angel van die sonde, die angel van die dood, die angel van die gebrokenheid is uitgehaal. Ons is in die wêreld, maar niks kan ons van God se liefde skei nie, sê Romeine 8. En daarom het ons rede om ook Kersfees 'n vreugdefees te vier. 'n Vreugde ten spyte van 'n gebroke wêreld, want ons fokus is nie op die gebroke wêreld nie, maar op die kind wat vir ons gebore is, ons Here, ons koning. Kersfees is dis nie maar net 'n dag of 'n seremonie nie. Kersfees is nie net 'n dag of 'n tydperk of 'n bepaalde seremonies wat ons rituele wat ons het nie. Die boodskap van Kersfees is die basis van ons lewe. Dis die grond van ons vreugde. Jy kan nog dalk deur omstandighede die dag en die seremonie van Kersfees die 25ste mis. Maar ware hartseer en spyt is wanneer jy die eintlike boodskap en die wese van Kersfees mis. Mag Christus werklik wees in ons Kersvreugde. Mag ons herdink en besin of ons die lewe leef waarvoor hy gekom het en waarvoor hy vir ons gesterf het. Ja, mag Kersfees 'n oorloop Kersfees wees, waar ons oorloop van sy liefde en sy genade, sy vrede, ook in hierdie wêreld in. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat U seun gestuur het, en dat ons daarin lewe vind, en hom die lewe vind deur geloof. Dat ons die vreugde vind, dat ons die anker vind, dat ons roeping vind, dat ons prioriteite vind. Ja, Here, ons eer en verheerlik U naam, want U is die almagtige God wat neergebuig het in ons gebroke, nietige bestaan om ons U kinders te maak. Here, ons bely dat ons in U glo, dat ons vir U lief het en dat ons alleen maar vir U wil lewe. Help ons om ook in hierdie tyd waarlik na te dink, opnuut dit te omhels, om nie te begryp hoe groot die ingrype van U is deur die koms van U seun na hierdie wêreld. Ons bid hierdie gebed alleen maar uit U genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die troos, die beskerming, die wysheid van die Heilige Gees is en bly met U elkeen. Amen.